Nicolette Nortje. Sy het by Binneland Kliniek ingestap as die een karakter wat almal gehaat het en nou is sy die heldin in 'n storie van lewe en dood. Haar pad was 'n gemors van gebroke drome, gevaarlike liefde en 'n vriendskap wat niemand sien kom het nie. Maar die vraag op almal se lippe is, wie gaan op die ou end haar hart wen? Is dit haar beste vriend Ys? Die dapper leiweg Dani? Kom ons wees eerlik, dis 'n gemors en ons gaan probeer sin maak van wie haar uiteindelik gaan red. Onthou julle daai eerste dag toe Nicolette by Binneland ingestap het? Sy was duidelik nie daar om maats te maak nie. As Liam se ex was sy van die begin af in die spervuur, veral met Karen. Sy was uitgesproke, manipulerend en het 'n ambisie gehad wat berge kon versit. Baie van ons het haar gesien as koud en die tipe mens wat oor haar eie ouma sal loop om te kry wat sy wil hê. Ja, sy is 'n briljante ongevalle dokter, daar was daar geen twyfel nie. Kom ons erken dit. Ons was mal oor haar maat te haat. Haar verhouding was soos besigheidstransaksies en haar vriendskappe was strategies. Sy wou 'n topchirurg word, die beste en niks of niemand sou in haar pad staan nie. Of, so het sy gedink, want in die wêreld van binnelanders is tragedie altyd net om die draai. En dit is presies daardie tragedie wat die eerste kraakie aan haar eisige wapenrusting gewys het. Die oomblik wat alles verander het. Die pad na bo in die mediese wêreld is lank en Nicolette het daai pad met 'n yster vasberadenheid gestap. Haar hande was haar hele toekoms, elke presiese beweging, elke vaste sny, was 'n treukie nader aan haar droom om 'n wêreldklas chirurg te wees. En toe gebeur die ondenkbare, 'n fratsongeluk. In 'n oomblik van pure chaos, sny Steve per ongeluk haar hand. Dit was nie net 'n sny nie, dit was die einde van haar droom soos sy dit geken het. Daai chirurgiese presisie waarop sy alles gebou het, was skielik weg. Vir 'n vrou soos Nicolette, wie sy hele identiteit en selfwaarde in haar ambisie gelê het, was dit die einde van haar wêreld. Die pad vorentoe was skielik 'n doodloopstraat. Sy moes haarself van voor af bymekaar skraap en 'n nuwe rigting in Binneland kry. Een wat nie meer na die operasietafel gelei het nie. Hoe pynlik dit ook al was, dit was hierdie terugslag wat haar begin vorm het. Dit het haar gedwing om verby haar werk te kyk en die dele van haarself te ontdek wat sy seker nie eens geweet het bestaan nie. En dis in hierdie tyd van onsekerheid dat die mans in haar lewe 'n nog groter rol begin speel het. Voor die groot Ys versus Dani drama was Nicolette se liefdeslewe wel ingewikkeld. Haar kortsondige verhouding met Konrad is deur baie gesien as 'n pure loopbaanskuif, 'n manier om haarself in Binneland se magstruktuur in te werk. Was daar regte gevoelens? Wie weet, maar dit het beslis haar reputasie as 'n berekende speler versterk. En toe was daar Steve. Die het gelyk of dit meer diepte het, meer potensiaal, maar die tydsberekening was net heeltemal verkeerd. Al die drama rondom Bronwyn se gesondheid het 'n skaduwee oor hulle gegooi en die verhouding het onder die druk verkrummel. Sy het selfs 'n verhouding gehad met Liam se pa, David Opperman, wat alles nog net meer kompleks gemaak het. Elke ou het 'n stukkie van gevorm, maar nie een kon regtig deur daai mure breek wat sy om haar hart gebou het nie. Sy was 'n vrou wat geweet het hoe om te oorleef, maar nie regtig hoe om lief te hê of ten volle te vertrou nie. Dit was eers toe 'n onverwagse vriendskap begin blom, dat die dinge regtig begin verander het. Te midde van al die chaos in haar lewe, was daar een konstante, Ys. Wat begin het as 'n gewone werksverhouding, het stadig maar seker een van die diepste vriendskappe in Binneland geword. Ys het verby die koue fasade gekyk en die loyale en soms bang vrou binne gesien. Hy het haar anker geword, die een persoon wat sy met enigiets kon vertrou. Hulle band is eers regtig getoets toe hulle besluit het om voor te gee, hulle is verloof. Dit was als 'n skema om haar familie te flous vir 'n erfborsie, maar iewers tussen die vals glimlagte en ingestudeerde liefdesverklaringe het iets begin eg voel. Vir ons as kykers was dit oorduidelik. Ys se gevoelens was allesbehalwe 'n act. Hy het haar aangemoedig, haar uitgedaag en haar beskerm, selfs wanneer sy hom weggegooi het. Hy was selfs die een wat haar gedruk het om Michael 'n kans te gee, al was sy eie gevoelens vir haar so duidelik. Vir baie aanhangers is Ys en Nicolette endgame. Dis net logies, maar soos die noodlot dit wil hê, sou 'n ander man homself in die vuurlyn gooi vir haar en alles verander. Dani het as 'n buitestander in Nicolette se lewe begin. 'n Leiwag, 'n man van aksie, nie van baie woorde nie. Aanvanklik het sy hom glad nie vertrou nie. Hy was nog net 'n irriterende sekuriteitswag. Maar alles het verander tydens een van die mees dramatiese oomblikke in haar storielyn. Tydens die hoë risiko vervoer van stamselle vir Bronwyn se lewensbelangrike operasie het die hel losgebar. Hulle is aangeval. In 'n oomblik van pure chaos het Dani nie gehuiwer nie. Hy het homself tussen haar en die koels gegooi, gereed om alles te vat vir wat haar bedoel was. In daardie oomblik het hy 'n eenvoudige leiwag na 'n beskermengel verander.
Dit het veroorsaak dat haar houding teenoor hom so bietjie verander het. Sy het mooi na hom probeer kyk in die hospitaal, al was hy nogal 'n moeilike pasiënt. Hierdie gedeelde trauma het 'n band tussen hulle gesmee wat niks anders kon nie. Dit was nie 'n gebou op jare se vriendskap soos met ys nie. Dit was gesmee in vuur en bloed. Aanhangers van Spandani glo hierdie daad van opoffering is die sterkste fundament vir liefde. Hy het sy lewe op die spel geplaas vir haar. Wat er aanhou kan daarteen kompeteer. Nicolette se reis het haar van 'n yskou ambisieuse dokter verander na 'n komplekse vrou wat in die middel van 'n emosionele storm staan. Aan die een kant is ys, haar rots, haar beste vriend, die een met die loyale, onvoorwaardelike liefde. Aan die ander kant is Dani, haar beskermer, die man wat sy lewe vir haar op die spel geplaas het. Elkeen verteenwoordig 'n ander toekoms. Die vraag is nie wie sy gaan kies nie, maar watter tipe liefde sy dink sy verdien. Is dit die veilige, standvaste liefde van 'n vriend, of die passievolle, beskermde liefde wat uit trauma gebore is? Nou wil ek by julle hoor. Wie dink julle gaan Nicolette se hart wen? Soos wat Oukardi altyd gesê het, is jy #Spanhuis of #Spandani? Gooi jou teorieë en jou keuse in die kommentaar hieronder. Nicolette Nortje se storielyn is 'n meesterklas in karakterontwikkeling. Sy het gewys dat mense kan verander, dat die hardste harte kan sag word en dat selfs die sterkste mense soms iemand nodig het om op te leun. Die stryd om haar hart is meer as net 'n liefdesverhaal. Dit is die klimaks van haar hele reis. Die keuse wat sy maak sal nie net haar toekoms definieer nie, maar ook wys wat sy op die ou end die meeste waardeer: loyaliteit, opofferings. Wat ook al gebeur, een ding is seker: die pad vorentoe vir Nicolette is belaai met passie en hartverskeurende keuses, en ons gaan elke oomblik daarvan dophou.